Goeiedag en baie welkom. Dankie dat jy ingeskakel het op hierdie aanlyn oordenking. Maar kom, ons word eers saam stil voor die Here. Daar waar jy jouself nou bevind, kom so 'n bietjie tot stilstand en word stil saam met my voor die Here. Here, in ons teks in hierdie geleentheid, in Lukas 19 vers 5, sê U vir Saggeus: Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan. Here, ons kan nie anders as om te wonder, maar wat sou elkeen van ons reaksie wees, as U dalk ook vandag sommer so uit die bloute vir ons sou sê, U kom by ons tuis? Sal ons gereed wees? Is ons regtig gereed om U te ontvang? En dan wil ons ook nog 'n bietjie verder gaan en die vraag vra, is ons ware disippels van U? Disippels van U wat ons elke dag in oorvloed uit U hand ontvang, verder uitdeel aan ander wat dit ook saam met ons nodig het? Of hou ons maar alles wat ons van U ontvang net vir onsself? Leef ons waarlik as mense wat deel in 'n nuwe lewe saam met U? Help ons, Here, om voluit te leef saam met U. Ons erken U opnuut as die enigste ware, drie-enige God van die heelal. U is Vader, Seun en Heilige Gees, ons enigste Here. Amen. God die Vader, God die Seun, Jesus Christus, God die Heilige Gees, groet jou en seën jou daar waar jy jouself nou bevind, met sy genade en vrede. Jy hoef nie daaraan te twyfel nie, dis verseker vir jou bedoel. Saggeus en jy, dis die tema in hierdie geleentheid vanuit Lukas 19, die eerste 10 verse. Saggeus en jy is baie welkom om die gedeelte saam met my op die skerm te volg. Lukas 19, die eerste 10 verse in die 83 vertaling van die Bybel. Jesus het in Jerigo gekom en was op pad deur die stad. Daar was 'n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, 'n ryk man. Hy het geprobeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n willevyeboom om Jesus te kan sien, want Jesus sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir Saggeus: Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan. Hy het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Almal wat dit gesien het, het beswaar gemaak en gesê, hy gaan by 'n sondige man tuis. Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee. En waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Daarop sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Ek wil hierdie vers 10 weer herhaal. Die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Ja, so was Saggeus in ons teks ook soekend. Dalk
soos baie van ons mense vandag in 2025. Ek is oortuig dat daar onder ons mense is wat op soek is na iets. Dieper dinge, antwoorde, lewensvreugde, uitkoms, raad, oplossings en hoop. Hoop. Mense wat eintlik soekend is na die lewende Here God van die groot heelal, die enigste ware God. En ek weet, jy soek ook, want eintlik is ons almal maar soekers. Party van ons dalk net meer as ander. Saggeus van ons teks het 2 groot ontdekkings in sy lewe gemaak. En ek dink dis 2 ontdekkings wat jy en ek ook nou hier in 2025 opnuut vir onsself kan vasvat, om dit altyd te onthou en nie te vergeet nie. Die eerste ontdekking wat Saggeus maak is dat Jesus die een is wat na hom, eenvoudige ou Saggeus, kom soek. Jesus soek vir Saggeus op. Dit was Jesus wat daar onder die willevyeboom gestop het. Dit was Jesus wat opgekyk het na bo in die vyeboom. Dit was Jesus wat Saggeus geroep het op sy naam. Ja, Jesus ken selfs sy naam. Jesus het Saggeus kom opsoek. In Jesaja 43 vers 1 sê die Here vir ons almal: Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. So Jesus ken ook jou en my persoonlik op ons name. En hy het dit vir ons kom bevestig met ons doop, toe hy ons opgeneem het in sy verbond met al sy beloftes. Ja, toe hy vir jou kom beloof het, dat hy jou God sal wees vir altyd. Die Nuwe Lewende Vertaling van Jeremia 29 vers 13 sê: As julle heelhartig na my soek, sal julle my vind. As julle heelhartig na my soek, sal julle my vind. Ja, God speel nie wegkruipertjie met ons nie. Hy wil hê jy en ek moet hom ken, persoonlik ken en ontmoet. Hy wil hê dat jy en ek hom regtig sal vind. Nou, mense soek vandag oral na God, op verskillende maniere en selfs deur verskillende godsdienste. Dalk dink mense dat ons deur ons eie pogings by God kan uitkom. Maar weet jy, die waarheid is, God reik na ons as mens uit. God openbaar homself aan ons. Die Bybel leer ons dat God na hierdie wêreld van ons gekom het in die persoon van Jesus Christus. En dit is hoekom hier ook in ons teks in Lukas 19 vers 10 staan. Die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Dit is die boodskap uit hierdie teksgedeelte. Jesus kom soek na die mens. Psalm 139 vers 1 en 2 en ook vers 7 tot 12 verwoord dit so pragtig. Dis vir my een van die mooiste gedeeltes in die Bybel. Hoor net wat sê Psalm 139. Here, U sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. En dan hierdie woorde van vers 7 tot 12. Waarheen sou ek gaan om U gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan U teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel?
Is u daar? Gaan lê ek in die doderyk? Is u ook daar? Vlieg ek na die ooste? Of gaan woon ek in die verre weste? Ook daar lei u hand my, hou u regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my om in nag te verander. Maar vir u is selfs die duisternis nie donker nie, en die nag so lig soos die dag, duisternis so goed soos lig. Ja, selfs binne in my gedagtes kan ek nie vir die Here wegkruip nie. Daar's nie 'n plek waar jy en ek vir die Here kan wegkruip nie. En weet jy, dis nie 'n slegte ding nie. Dis 'n wonderlike troos. Want dit sê, jou en my hele lewe is 'n lewe saam met God. Jy mag dalk ook voel soos ou Saggeus destyds, dat niemand jou raak sien nie. Maar weet jy, ek wil jou herinner, God sien jou en ken jou persoonlik op jou naam. Selfs al sit jy dalk nou ook op hierdie stadium van jou lewe, daar bo in die boom van jou lewe. Jesus weet dat jy daar is, bo in die boom van jou lewe. Jesus kom staan vandag opnuut weer onder jou boom. En hy kyk op na jou. Hy is ook jou verlosser. Daarom aanvaar hom opnuut vandag as die Here van jou lewe. Aanvaar Jesus as die Here van jou lewe. Saggeus se eerste ontdekking was dat Jesus hom soek. Dit is God se liefde en genade. Jesus soek ook jou. Dis die eerste belangrike punt wat die Here op jou en my hart wil kom druk in ons teksgedeelte in hierdie geleentheid. Saggeus se tweede ontdekking is die besef dat Jesus sy lewe kan nuut maak of beter maak. Saggeus was besig met 'n pad of 'n lewe op pad na niks. 'n Lewe verlore in sonde. Dis waar Saggeus was. Totdat God in sy genade ingegryp het in Saggeus se lewe en sy lewe omgekeer het. Ja, Jesus het Saggeus kom opsoek. En die oomblik toe Saggeus in Jesus glo en hom ontvang, het daar iets gebeur. Saggeus se hart en sy lewe het totaal en al verander. Saggeus het dit gewaag om in Jesus te glo. En jy? Waar presies staan jy in jou lewe met betrekking tot Jesus? Watter plek neem Jesus regtig in jou lewe in? Geloof in Jesus het Saggeus se hele lewe verander. En weet jy, dit is die Here Jesus se wens, ook vir jou en vir my vandag in 2025. Ja, Jesus kan ook jou lewe vandag nog radikaal verander, as dit is wat in jou lewe moet gebeur. Al wat Jesus vra, is dat jy regtig jou lewe sal oopmaak vir hom en hom innooi in jou hele lewe, nie net op sekere plekke van jou lewe waar dit vir jou dalk gerieflik is nie. Nee, jou hele lewe. Jesus wil ook vir jou 'n nuwe hart gee en vir jou help om nuut te lewe. Toe Jesus vir Saggeus sê dat hy vandag by hom wil tuis gaan, het ou Saggeus nie nog enigsins langer daarbo in die
takke van die boom getalm nie. Nee, hy het uit die boom geklim. Saggeus het onmiddellik gereageer op Jesus se uitnodiging. Jy sien hoe jy en ek reageer op Jesus se uitnodiging is baie, baie, baie belangrik. Al is Jesus die koning van die heelal, sal hy homself nooit op jou en my afdwing nie. Nee, Jesus wag vir jou om te reageer, spontaan te reageer op sy uitnodiging aan jou. Dis 'n keuse wat jy moet maak van jou kant af, 'n spontane keuse. En daarom is nou hierdie oomblik wat tel. Die vraag is net, wat doen jy nou met hierdie oomblik? Wat maak jy met hierdie oomblik? Kom ons neem dan die uitnodiging van Jesus aan. En ons laat hom toe om ook by ons te kom bly. Maar dit is beslis nie waar dit eindig nie. Die evangelie van Jesus Christus moet uit. Die wat verlore gaan, moet gesoek word. Die evangelie moet gedeel word. Dit is wat ware disippels van Jesus doen. Hulle deel die skat van die evangelie met elkeen wat kan en wil hoor. Ja, ons wat hierdie skat het, mag dit nie net vir onsself hou nie. Toegeruste disippels van Jesus deel uit hier waar jy elke dag leef, beweeg en is, maar ook daar ver, tot aan die uithoeke van die aarde, onder die minst bereikte volkere van die wêreld, oral oor. Jy sien, jy het 'n roeping van die Here ontvang. O Here, help ons om hierdie roeping opnuut weer in ons eie lewe raak te sien, dit te hoor en dit uit te leef, dit toe te pas. Help ons, Here, om die evangelie oral uit te deel waar ons is en kan wees. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons enigste Here. Amen. Stap hier weg as 'n ware disipel van Jesus, wat sy genade oral uitdeel en ervaar God die Vader se oneindige groot liefde vir jou en God die Seun Jesus Christus se oneindige groot genade oor jou lewe. Elke oomblik in en deur die alomteenwoordigheid van sy Gees, die Heilige Gees, altyd oral binne in jou. Amen. Soek U, o God, my God, ek dors na U God. Soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees, om by U te wees. As ek saans aan U dink, my God, oor die pyns in die nag, dan weet ek U help my, U hand ondersteun my, ek wil naby U bly, ek wil naby U bly, want U liefde is meer werd as die lewe. Daarom sal ek U vir altyd prys, my hande op
Ek soek U, o God, my God, en dors na U God. Soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees, om by U te wees. As ek soms aan U dink, my God, oor die tyd in my naam, dan weet ek U help my, U hand ondersteun my. Ek wil naby U bly, ek wil naby U bly, want die liefde is meer werd as die lewe. Daarom sal ek U vir altyd prys, my hande open om U naam te eer, want U is die Heer vir wie ek lewe, lewe, lewe. Ek soek U, o God, my God, ek dors na U God, soos 'n land sonder water,